Vandag, onder die preek getiteld, God het gekom om die dood in te sluk. Kom ons bestudeer oor Christus aansanging deur die profeseë. 우리 그리스도 안상음에 대한 부분을 찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. God sal 'n tweede keer in die vlees na hierdie aarde toe kom. Dit is 'n vreugdevolle nuus vir die mensdom. 2000 jaar gelede, toe Jesus na die aarde gekom het, het die 3 wyse manne Jesus besoek en kosbare geskenke gebring. Volgens die profesie in Hebreërs hoofstuk 9, het hy beloof om 'n tweede keer te kom om verlossing te bring aan diegene wat op hom wag. Sal die mensdom Christus herken? Net soos hulle hom nie met sy eerste koms kon herken nie, is dit ook baie moeilik om hom by sy wederkoms te herken. Die Bybel sê egter dat Christus kom om die dood te vernietig. Met ander woorde, hy kom 'n tweede keer om ons die ewige lewe te gee. Kom ons ondersoek dit vandag saam. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 25. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 25 vers 6. Die Here, heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei, 'n feesmaal met belee wyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde belee wyn. Op hierdie berg sal hy die sluier verswelg, die sluier oor al die volke, die geweefde bedekking oor al die nasies. Hy sal. Wat sal hy vernietig? Die dood vir ewig verswelg. Daar is baie redes waarom God na hierdie aarde toe kom. Hy kom om sondes te vergewe, om verlossing te bring en die dood te vernietig. Daar is baie profesieë in die Bybel. Maar Jesaja hoofstuk 25 lig ons in dat hy sal kom om die dood te vernietig. Moet ons dan nie die een vind wat die dood vernietig nie? Volgens Jesaja hoofstuk 34, vers 16, wat het al die verse in die Bybel? Hulle het hul maat. Watter waarheid sal hy bring om die dood te vernietig? Waarheen sal hy kom? Wanneer sal hy kom? Al die antwoorde is in die Bybel opgeteken. As ons vaagweg in iemand glo sonder om hierdie profesieë te verstaan, kan ons in die ewige hel gewerp word. As ons God herken en sy leringe volg, sal ons die ewige lewe en seëninge in die koninkryk van die hemel geniet. Daarom is dit baie belangrik om God te erken en sy leringe te volg. Wat moet ons dan doen? Ons moet die een soek wat kom om die dood vir ewig te vernietig. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig verswelg, my Heer, die Here, sal die trane van alle gesigte afvee. Die bespotting van sy volk sal hy van die hele aarde af verwyder. Ja, die Here het gespreek. Hulle sal op daardie dag sê. Wat sal hulle sê? Kyk, dit is ons God. Die een wat die dood vernietig, is ons God, op wie ons gewag het, en hy het ons gered. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy redding. Jesaja hoofstuk 25 teken aan dat die een wat die dood vernietig, ons God is. Dan moet ons hierdie saak ondersoek.
Deur watter waarheid sal God hierdie werk op hierdie aarde uitvoer? Kom ons vind die antwoord in Johannes hoofstuk 6. Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 6 vers 53. Daarop sê Jesus vir hulle: Amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink het, wat het hy? Die ewige lewe. Wat beteken dit om die ewige lewe te hê? Dit beteken die dood sal vir ewig vernietig word. Beteken dit nie dat hy die ewige lewe aan die mensdom sal gee nie? In vers 54 het God die toestand duidelik genoem: Wie my vlees eet en my bloed drink, wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet, ook deur my leef. Hier, wie sy vlees eet en sy bloed drink, het die ewige lewe, en wat sou hy doen op die laaste dag? Hy sou hulle oprig. Dan, hoe kan ons God herken wat in die vlees kom? Hier in Johannes hoofstuk 6 verse 53, 54, 55 en 56 verduidelik dit vir ons hoe God die dood sal vernietig. Elkeen wat die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Gee asseblief aandag hieraan. Watter soort mense sal God op die laaste dag oprig? God sal diegene opwek wat die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink. Beteken dit nie dat hy die dood sal vernietig nie? Daarom beteken dit dat die waarheid nie net tydens sy eerste koms bewaar moet word nie, maar ook in die laaste dae. Kom ons kyk hoe om die vlees van die Seun van die mens te eet en sy bloed te drink deur na Matteus hoofstuk 26 te blaai. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 26 vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet? Sommige mag vra, Jesus het gesê elkeen wat sy vlees eet en sy bloed drink, het die ewige lewe, maar hoekom verskyn die Pasga hier? Kom ons kyk na vers 18. Hy het gesê: Gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê, my tyd is naby, ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Kom ons kyk hoe hy die Pasga geëet het in vers 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê: Neem, eet, dit is. Wat is die Pasga brood? My liggaam. Dit is die vlees van die Seun van die mens in Johannes hoofstuk 6. Hieroor het Jesus gesê: Dit is my liggaam, terwyl hy die brood op die Pasga gegee het. Vers 27. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê: Drink almal daaruit. Die Pasga wyn is in die beker. Want dit is. Die Pasga wyn is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Watter belofte word gegee aan diegene wat die Pasga brood eet en die Pasga wyn drink? Is die belofte van die ewige lewe nie aan hulle gegee nie?
Met ander woorde, om die dood te vernietig, het God 2000 jaar gelede na hierdie aarde gekom en die waarheid van die nuwe verbond Pasga gevestig. Ongeveer 1700 jaar nadat die waarheid van die nuwe verbond Pasga van die aarde verdwyn het God weer na hierdie aarde toegekom om die verlore waarheid te herstel. Het hy nie 'n tweede keer gekom om die mensdom die verbond te leer, sodat ons nooit weer die dood in die gesig staar nie. Vir meer as 1000 jaar is die Pasga nie op hierdie aarde gevier nie. Talle teoloë kon, ondanks die lees van die Bybel, nie die waarheid vind van die Pasga wat die dood vernietig nie. Hoekom is dit? Wie gaan hierdie werk uitvoer? Jesaja hoofstuk 25 sê, dit is tog ons God, ons het op hom gewag en hy het ons gered. Dit is omdat net God die dood kan vernietig. Kon niemand die Bybel lees en dit doen nie. Dit lyk dalk maklik om so te dink. God het enigiemand verhinder om hierdie maklike taak uit te voer. Dit is God se wil dat wanneer die profetiese figuur verskyn, die deur oopgemaak sal word. Vir ons is dit maklik om te verstaan. Alhoewel hulle sien en hoor, verstaan mense dit egter nie. Hulle het nie begrip of onderskeidingsvermoë nie. Dit is God se wonderlike voorsienigheid. By sy eerste koms het hy die waarheid van die nuwe verbond Pasga gevestig en die pad oopgemaak om die dood te vernietig. Die vyand, die duiwel, het egter die Pasga deur die Raad van Nicea in 325 na Christus afgeskaf. Vir meer as 1700 jaar het niemand die waarheid van die nuwe verbond Pasga geopenbaar nie. Uiteindelik, tensy hy kom en ons persoonlik leer, kan niemand die Pasga, die waarheid van die lewe, korrek onderhou nie. Daarom in Matteus hoofstuk 26 het Jesus ons geleer hoe om sy vlees te eet en sy bloed te drink. Hy het gesê dat die Pasga brood sy vlees is en dat die Pasga wyn sy bloed is. Die Pasga is die grootste waarheid wat God op hierdie aarde gevestig het om die dood te vernietig. Met ander woorde, om ons die ewige lewe te gee. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 22 vers 7. Hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesierde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet." Hulle het vir hom gevra: "Waar wil u hê moet ons voorbereidings tref?" En hy antwoord hulle: "Kyk, sodra julle die stad binnegaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle tegemoet kom. Volg hom na die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, die leermeester vra u, waar is die gastekamer waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot boekkamer wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle voorbereidings tref." Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga voorberei. Jesus het Petrus en Johannes beveel om die Pasga voor te berei. Kom ons kyk na vers 14. Toe die uur aanbreek. Toe die uur van die Pasga aangebreek het, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer." Wat het hy gretig begeer om te doen?
om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Waarom wou Jesus die Pasga so ernstig hou? Dit is omdat die belofte om die dood te vernietig daarin is. Kom ons kyk na vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit. Hoekom moet ons dit doen? Om my in herinnering te bring. Jesus het ons beveel om dit te doen ter herinnering aan hom. Op die Pasga eet ons brood en drink ons wyn. Dit is die waarheid en wet wat Jesus vir ons daar gestel het. Vers 20. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word. Wat is dit? Is die nuwe verbond deur my bloed. Die Pasga is die waarheid wat die dood vernietig. Dit is 'n belangrike waarheid wat God na hierdie aarde gebring het. God het dit ook as die nuwe verbond beskryf. Dan volgens Jesaja hoofstuk 25, vers 6, wie is die een wat die dood met die verouderde wyn vernietig? Dit is tog ons God, ons het op hom gewag. Dit is hoe die profeet Jesaja geprofeteer het. Kom ons sien Hebreërs hoofstuk 9 vers 27. Hoofstuk 9 vers 27. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra. Hoeveel keer? 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Tensy hy weer kom, kan ons nie verlossing ontvang nie. Aangesien ons deur die dood verslaaf is, wie moet kom om die dood te vernietig? God moet kom. Dit is nie iets wat enige iemand kan doen nie, nie eers 'n dominee nie. Dit is nie iets wat enige leier van enige godsdienstige organisasie kan doen nie. Dus, wanneer jy die een sien wat dit doen, wie moet dit wees? Hy is God waarvoor ons gewag het. Dit is tog ons God, ons het op hom gewag. Dan, wat sal hy doen? Hy sal ons red. Wat sê dit in Hebreërs hoofstuk 9, vers 28? Hy sal vir die tweede keer verskyn om verlossing te bring aan die wat op hom wag. Daarom moet hy ook by sy wederkoms die dood vernietig. Dan, watter waarheid moet hy bring? Behoort hy nie die waarheid van die nuwe verbond Pasga te bring, sedert dit in 325 na Christus verdwyn het nie? Slegs die een wat die waarheid van die nuwe verbond Pasga bring, is ons God, en ons is sy volk. Kom ons kyk na die profesie. Jeremia hoofstuk 31. Kom ons kyk na hoofstuk 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda. Wat sal hy maak? Nuwe verbond sal sluit. In die nuwe verbond is daar die Sabbat, die doop ensovoorts. Maar Jesus het spesifiek die Pasga as die kern van die nuwe verbond verkondig. Vers 32. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle
Wie sal hy wees? God wees en hulle sal. Wie sal hulle wees? Vir my 'n volk wees. Daar moet 'n duidelike teken tussen God en sy volk wees. Wat is die bewyse? God het gesê, ek sal my wet in hulle gedagtes gee. Watter wet is dit? Die wet van die nuwe verbond. Die skepper van die wet van die nuwe verbond is God, en diegene wat dit aanvaar, word God se mense. Dis, die waarheid van die nuwe verbond Pasga, is die wet van die lewe wat deur God ingestel is om die dood vir ewig te vernietig. Wie het dan die wet van die lewe ingestel om die dood te vernietig? Dit aan die mensdom geopenbaar en die deur wyd oopgemaak. Volgens Jesaja, hoofstuk 25, vers 6 sal baie mense sê, dit is tog ons God, ons het op hom gewag. Hy het die Rooi See geskei en die Israeliete 3500 jaar gelede uit slawerny in Egipte bevry. Hy het na hierdie aarde toegekom en die weg van vergifnis van sondes geopen deur sy bloed aan die kruis 2000 jaar gelede te stort. Hoekom is dit? Wat het deur hom gebeur? Die dood is deur hom vernietig. Niemand kan so 'n fees hou behalwe God nie. Vir 'n lang tyd het niemand die Pasga, die waarheid van die lewe, herstel nie. Christus aansanging het egter die waarheid van die nuwe verbond Pasga verkondig om ons na die koninkryk van die hemele te lei waar daar geen dood of rou meer is nie. Dan moet ons verstaan wie Christus aansanging is. Soos geprofeteer deur die Bybel, nie waar nie. Daar is niemand behalwe God wat 'n fees kan aanbied wat die dood vernietig nie. Dit is tog ons God, ons het op hom gewag en hy het ons gered. Almal toe Jesus Christus 2000 jaar gelede gekom het die Fariseërs en die Jode diegene wat in Jesus geglo het, bespot. Hulle glo in 'n blote man. Hoe kan jy sê dat 'n blote mens God is? Daarom is Petrus, Paulus en al die heiliges van die vroeë kerk ketters genoem. In die tyd van die Heilige Gees moet ons egter in hierdie profesie van die Bybel glo. Christus aansanging het hierdie profesie vervul. Hy het die brood en wyn van die nuwe verbond Pasga gebring om die dood te vernietig. Daarom moet ons nie ons geloof in Christus aansanging verruil vir enigiets in die wêreld nie. Ons moet dit nooit verloor nie. Daarom in Openbaring hoofstuk 3, wat sê dit ons moet doen totdat hy weer kom. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. Ons het 'n baie kosbare skat. En ons moet dit nooit verloor as gevolg van gerugte van diegene rondom ons nie. In Jeremia hoofstuk 31 word geprofeteer dat God die nuwe verbond tot stand bring. En diegene wat die nuwe verbond hou, sal God se volk word. So word God die middelaar van die nuwe verbond en gun ons die voorreg om die ewige erfenis te ontvang en terug te keer na die koninkryk van God. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 9 vers 14. Hebreërs hoofstuk 9 vers 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien.
살아계신 하나님을 Aangesien daar 'n dood was as losprys vir die oortredings ten tye van die Eerste Testament, is hy juis daarom middelaar van 'n Nuwe Testament. 예수님을 가리키죠. Jesus Christus is die middelaar van die nuwe verbond, 첫 언약 때의 범한 죄를 속하려고 죽으사 sodat die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 얻게 하려 하심이라고 했습니다. Hy het die middelaar van die nuwe verbond geword, 모든 그 백성들에게 천국의 sodat diegene wat in die nuwe verbond is, 받을 수 있도록끔 die hemelse erfenis kan ontvang. 새 언약 진리를 우리 자녀들에게 전파해 주셨고 Hy het die nuwe verbond aan ons verkondig sodat ons dit kon nakom. Dit is geskryf in Hebreërs hoofstuk 9. 담겨 있습니다. Sonder die nuwe verbond kan ons die hemelse erfenis ontvang. 나라의 기업을 받을 수 있을까요? Deur Hebreërs hoofstuk 9 kan ons verstaan dat diegene wat nie hierdie genade het nie, nooit die hemel sal ingaan nie. 이룰 수 없다는 것을 쉽게 이해해 볼 수가 있겠습니다. Wanneer sal hy dan weer kom om dit te leer? 하시겠다고 하셨습니까? Kom ons kyk na Micha hoofstuk 4 vers 1. Die laaste dae. Dit sal in die laaste dae gebeur. Sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge, ja, hy sal bo die heuwels uittroon. 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. Volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van. Wat sal hy doen? Sy weë kan leer. Ons kan nooit die waarheid van die nuwe verbond, wat vir ongeveer 1700 jaar verdwyn het, ken nie, tensy God ons leer. Sodat hy ons van sy weë kan leer en ons. Wat gaan ons doen? Op sy paaie kan volg. Ons sal sy leringe volg. Nou, deur sy lering te beoefen, kan ons nie ontdek dat die waarheid van die nuwe verbond die waarheid is wat die dood vernietig nie. Sodat hy ons van sy weë kan leer en ons op sy paaie kan volg. Waar sal die wet vandaan gaan? Ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Tensy God self kom en die mensdom sy leringe leer, sal ons nooit weet dat die Sabbat op Saterdag is nie. Die Pasga die manier van lewe is en wat die nuwe verbond is. Ons sou wees soos almal op die aarde. Hulle sê, ek glo in Jesus, maar hulle aanbid die Songod in die kerk deur Sondagaanbidding, Kersfees en die kruis. Dis, die profeet Esegiel het hulle optrede in werklik afskuwelike dinge genoem. Hulle beweer dat hulle God aanbid, maar hulle optrede is om die Songod te aanbid. Daarom wys die profesie dat God hulle almal sal straf. Hemelse Vader Christus aansang hom en Nuwe Jerusalem hemelse moeder het na hierdie aarde gekom om ons te verlos van die dood en om ons na die koninkryk van die hemele te lei waar daar geen dood meer is nie. Ons moet hulle ewige dank en lof betuig. Laat ons vandag se titel, God het gekom om die dood te sluk, weer diep in ons harte graveer en met groter oortuiging die woorde van waarheid in die Bybel vashou. Om al ons broers en susters van Sion te vra om aan die mense rondom ons te preek dat Christus aansang die ware God is, wil ek graag vandag se preek afsluit. Baie dankie.